Môre en baie welkom hier by die Plaaskerk. Dis baie lekker om julle almal hier te hê en in 'n groot opgewondenheid te sien. So ons is regtig hier met 'n groot opgewondenheid om te kyk wat die kinders vandag vir ons gaan doen. Hulle het lekker geoefen, so ek dink dit gaan baie goed wees. As jy hier is vandag omdat jy lief is vir Jesus en lief is vir die Here en jy wil 'n verhouding met hom bou, dan is jy op die regte plek. Ons is bly om jou hier te hê en ek sê dit elke Sondag, maar dink net so 'n bietjie daaraan dat jy kom op 'n plek gewees het waar jy nie die Here so openlik kon gedien het nie, waar jy nie na 'n kerk toe kon gaan het nie, waar jy nie hierdie verhouding van die familie gehad het nie. Dink net 'n bietjie daaraan. Jy is hier, dit is 'n geseënde plek om te wees en ons is bly om jou hier te hê. So, ek gaan net so vinnig 'n paar afkondigings doen vandag. So vandag is dan nou die kinderkonsert en dan het hulle ook nou daar agter vir my gesê in November is dit die groot menskonsert. So dan ons gaan so lank begin soek na mense en dan gaan ons vir jou sê wat jy moet doen, maar dan is ons daar. Abraham doen vandag die diens en dit gaan uit Johannes 20 uit wees, die skriflesing en dan 19 tot 29. Ons gaan nou maar die verjaarsdae so 'n bietjie meer opbreek en nie die hele maand in my opsit nie, maar Rhoda Baardenhorst is die 5de Mei, Henny Dames die 6de Mei, RW Baardenhorst is die 7de Mei en dan Angelique Greef die 10de Mei. So vir hulle almal geluk met hulle verjaarsdae. Vir die mense wat nie is en besoekers, daar agter hulle jou boek, skryf jou nommer, jou naam en jou telefoonnommer en jou verjaarsdag daarop neer, dan sit ons jou op 'n groepie. Dan gaan ons ook bietjie vir jou kan sê wat dit is wat hier by ons aangaan, dan kan jy ook weet wat aangaan hier by ons. Dan mense wat ongesteld is nog steeds Pinaar Papenfoes, so dit gaan regtig baie beter met Pinaar, maar ons het nog gebede nodig dat hy ten volle herstel gaan word nou dat hy besig is met sy herstel. En dan Gerda ook wat by die hospice is, ons vra net vir julle vir gebed daar, dat sy sonder pyn en in gemak is. Dit gaan eintlik met haar goed, soos wat Abraham sê, maar ja, sy is in die hospice en dit is nie 'n lekker plek om te wees nie, en dit is maar soos wat dit gaan daar. Die weekse aktiwiteite, normaal Dinsdag aand 7uur is die selgroep by Begeman, Woensdag aand 7uur die selgroep hier by Lazar, Vrydagoggend die manne biduur by Abraham 7uur en dan Sondagoggend is ons weer terug hier. Vanmiddag by Heidelberg Kloof Lodge is ons dan almal weer vanaand daar vir 'n diens in die dorp. Sunfield was laasweek Vrydag gewees en die volgende een is dan op die 15de Mei. So almal is welkom wat hom wil doen, soos normaal praat met Jason. Hy gaan vir julle meer inligting kan gee en dan die bussie loop van 2:30 af by Abraham hulle se huis. Ja, dis ons afkondigings vir die dag. En vra ons net ons oë toe maak en net saam begin met 'n gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom in U woning weer. Baie dankie dat ons hier is om U naam groot te maak weer. Dankie dat dit 'n wonderlike sonskyn dag daar buite is. Dat dit met ons goed gaan en dat ons gesond is, o Heer. Ons prys U naam en ons loof U daarvoor. Ons vra dat U ons verrigtinge vandag sal seën, o Heer, hier waar die kinders vir ons 'n konsert gaan voorbeeld, maar dat die mense ook agter dit sal sien, dat hulle die storie sal sien en dat dit sal gaan net tot die verheerliking van U naam en die groot en die uitbreiding van U koninkryk. Ons maak U naam groot en ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Goed, Gerkole is nie vanoggend hier nie, so Christian gaan ons 'n paar liedjies speel, dan gaan ons net almal saam sing. Ons kan maar staan, dan gaan ons 'n paar liedjies sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om geduldig tot Gods troon deur hom te gaan. Verbeur ons toch die vrede, ag, hoe dikwels lei ons hart.
Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan is die Heer en die lof van die regeer, die regeer. Miljoenen gereedheid staan die engele om sy troon, verpyster in sy sieraad en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En dan is die mag en die heerlijkheid en kracht, en dan is die Heer en die lof van die regeer. En dan is die mag en die heerlijkheid en kracht, en dan is die
Die eerste dag van die week, Maria Magdalena en Salome was op pad na Jesus se graf. Hulle was baie hartseer omdat Jesus gesterf het. Hulle het spesery saamgebring om by die graf te sit. Skielik het daar engele by hulle verskyn en die vroue het baie geskrik. Moenie bang wees nie. Waarom soek julle die lewendiges by die dooies? Wat bedoel julle? Jesus is nie hier nie. Hy het opgestaan. Onthou julle dat hy sê ons op die derde dag opstaan? Ja, ons kan onthou. Gaan vertel sy disippels. Die vroue het vinnig gehardloop om die disippels te gaan vertel. Jesus is nie hier nie. Hy is weg. Die doeke lê. En die kopdoek lê eenkant opgerol. Hy het opgestaan. Toe het Petrus en Johannes teruggegaan na die ander disippels toe. Maar Maria het by die graf gebly en gehuil. Vaas my Here, vaas my Jesus. Vrou, hoekom huil jy? Wie soek jy? Meneer, as jy al weggevat het, sê my waar jy is. Maria? Rabboni, my meester. Moenie bang wees nie. Gaan vertel my disippels dat ek leef. Ek het die Here gesien. Skielik staan Jesus tussen hulle. Vrede vir julle. Dis Jesus, die Here leef. Kyk na my hande en na my sy. Net soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Maar Thomas, een van die disippels, was nie daar toe Jesus gekom het nie. Thomas het gesê hy sal eers glo as hy self vir Jesus sien. 8 dae later was die disippels weer bymekaar. En hierdie keer was Thomas by hulle. Die deur was weer gesluit. En skielik het Jesus tussen hulle gestaan. Vrede vir julle. Thomas, bring jou hande hier. Kyk na my hande. Moenie ongelowig wees nie, maar wees gelowig. My Here, my God. Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Gaan heen en maak disippels van alle nasies en leer hulle om te doen wat ek julle geleer het. En onthou, ek is met julle al die dae. Die graf is oop.
Die Here het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy leef vandag nog. Daarom vertel ons die wêreld van hom. Jesus het vir ons 'n opdrag gegee. Wat is die opdrag? Jesus wil hê ons moet disippels maak van alle nasies en hulle leer van Jesus en hulle doop. Hoe gaan ons dit doen? Bid vir sendeling. Bid vir verlore sendeling. Bid vir arbeiders. Bid vir sendeling. Ons en julle moet die goeie nuus vir die wêreld vertel oor hom. Moenie bang wees nie. Die Heilige Gees sal ons lei en ons help. Nou die dansie. Jesus het opgestaan. Jesus leef. Hy leef vir altyd. Halleluja! Wonderlik hoe ons vanmôre so by mekaar kan kom en waar hierdie kinders net vir ons dit kan kom wys dat Jesus het werklik opgestaan en elkeen wat dit sien en elkeen wat dit hoor hoe dit ons lewens verander en mag dit wees dat die kindertjies altyd so welkom sal wees want soos Jesus gesê het moet hulle nie verhinder nie, bring hulle na my toe. En daarom is dit vir ons so wonderlik as die kinders so deel van die gemeente mag wees. As hulle altyd so saam kan wees en dit kan uitleef dat Jesus leef. En mag dit wees vir elkeen van ons dat ons kan leer om soos kindertjies te glo. En dat ons elke dag ook so sal optree om in geloof werklik te begin leef. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om vanmôre so hier by mekaar te mag kom. Here, mag dit wees dat ons vanmôre hier waar die kinders vir ons gekom het en reeds die boodskap vir ons so begin het. Mag dit wees dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek, dat U vir elkeen van ons opnuut sal wys wat beteken dit dat U opgestaan het. Ja Here, dat ons nie maar net in hierdie lewe kan leef en maar net kan aangaan nie. Maar dat dit elke dag so uit ons lewe sal straal, dat ons werklik glo U het opgestaan, dat ons lewens so sal verander, dat 'n wêreld wat daar buite is, waar dit moeilik gaan, waar 'n wêreld wat stikkend is, dat hulle in ons, die kinders, sal sien dat ons dit waarlik glo, dat ons dit nie net glo nie, Here, dat ons dit uitleef, en dat ons so 'n verskil sal gaan maak, in 'n stikkende wêreld. Wees hier vanmôre met elkeen van ons. Here, gee vir elkeen van ons wat hier is 'n ontvanklike hart om te hoor die boodskap wat U vir elkeen van ons het. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend het ons iets besonders gesien. Die kinders het gekom en hulle het met hierdie klein toneeltjie wat hulle hier vir ons gedoen het hulle vir ons iets kom wys. Hulle het ons kom wys dat daar 'n graf is wat leeg is. Hulle het ons kom wys dat daar vrouens was wat gehardloop het. Engele wat gesê het hy het opgestaan. Disippels wat bang was en wat weggekruip het. En Thomas wat gesê het, ek sal nie glo nie. Maar as ons vanmôre eerlik is, as ons so na hierdie verhaal kyk, en hulle wys ons daardie gebeure wat daar afgespeel het, is dit nie maar die meeste van ons se lewe ook baie keer, dat ons onsself ook in hierdie verhaal kan sien nie. Want baie van ons is presies maar net daar waar hulle was, in hierdie verhaal. Party van ons staan soos Maria vanmôre. Ja, ons glo, maar ons harte is swaar. En partye soos hierdie disippels, ons het gehoor wat die vrouens gesê het, dat Jesus opgestaan het. Ons weet, Jesus het ons self gesê, hy sal op die 3de dag weer opstaan, ons weet dis waar.
Maar tog leef ons ook so dat ons agter geslote deure bang sit. En party van ons voel vanmôre ook maar soos Thomas, waar ons ook wil sê, ek wil nie glo nie, ek kan nie glo nie, want daar's dinge wat my terughou. En dan kom hierdie ongelooflike waarheid van die evangelie, soos wat hierdie kinders vanmôre vir ons gewys het. Jesus het nie net opgestaan nie, Jesus het gekom. En as ons vanmôre hierdie verstaan, dan sien ons iets. Hy's nie net uit die graf nie, hy daar tussen daardie disippels, agter hulle toe deur waar hulle weggekruip het Jesus ingekom en hy het by hulle gestaan. En die Bybel sê daar in Johannes 20 vers 19 wat ons nou gaan lees, dat die disippels by mekaar was. Die deure was gesluit want hulle was bang. Hulle was bang vir wat die Jode met hulle gaan doen. En toe, sonder waarskuwing, staan Jesus in hulle midde en Jesus sê vir hulle, vrede vir julle. En niks kon hom keer nie. Nie die klip voor die graf nie, nie hulle geslote deure nie. Niks kan Jesus keer nie. En dit is, as ons vanmôre gaan kyk, gaan ons sien, dis wanneer die opstanding begin sin maak, of begin sin maak in elkeen van ons se lewe. Nie net dat Jesus leef nie, nie net dat hy opgestaan het nie, maar dat hy na mense toe kom wat twyfel, dat hy na mense toe kom wat bang is, na mense toe kom wat wegkruip. So die vraag vanoggend is nie, het Jesus opgestaan nie, die Bybel maak dit vir ons duidelik, ons is elkeen oortuig daarvan, Jesus het opgestaan. Die vraag is, wat doen die lewende Jesus met mense soos ons? En belangriker, hoe leef ons, elkeen wat hier sit, wat sê ek is kind van God, in 'n verhouding met Jesus? Want die graf is leeg, maar die kamer is nie, soos ons vanmôre weer gesien het. Jesus staan nog steeds vanmôre in die midde van elkeen van sy kinders. Jy staan nie vanmôre alleen hier nie. Jesus staan by jou. En as ons saam hierdie gedeelte lees, jy die woord van God, die wat hulle Bybels wil oopmaak, Johannes 20, en ons gaan hier saam lees van die 19de vers af. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle in die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in die sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom en terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En ons lees net so ver vanmôre hier uit die woord van die Here. Hierdie toneel in Johannes 20 wat hy hier begin, is so diep menslike gedeelte wat ons hier sien, 'n reaksie wat ons hier sien. Hierdie disippels is hier by mekaar.
Maar hulle is nie vol geloof nie. Hierdie disippels is vol vrees. Die teks sê uitdruklik hier, die deure was gesluit omdat hulle bang was vir die Jode. Hulle was bang wat hulle moet gaan doen. En hier sien ons iets belangrik. Selfs na die opstanding, selfs na die vroue gekom het en getuig het dat Jesus opgestaan het, dat die graf leeg is, en hulle weet dit, Jesus het dit soveel keer vir hulle gesê, dis presies hoe dit sou gebeur. Maar sien ons, hulle realiteit word nog steeds nie hier bepaal deur geloof nie, maar deur vrees. En dan sien ons, dan gebeur daar iets radikaal. Kan jy dink, daar waar hulle so bewe, daar waar hulle nog so bang is, in die volgende oomblik staan Jesus hier tussen hulle. Hulle wat hulle deure so gesluit het, hulle wat dink hulle is nou veilig alleen hier binne van alles weg, en hier staan Jesus by hulle. Ek kan my net indink, daai disippels se reaksie toe Jesus daar staan. Want hy is nie ingenooi nie. Hy kom daar, en hy wag nie eers tot hierdie disippels hulle vrees oorwin het nie. Nee, terwyl hulle daar in hulle vrees is, kom Jesus, hy neem die inisiatief en hy stap tussen hulle in. En as ons hier sien, die deur was gesluit, en tog keer 'n gesluite deur nie vir Jesus nie. En dit wys nie net iets van sy opstandingsliggaam nie, nee, dit wys iets van sy gesag. Die lewende Christus is nie beperk deur menslike hindernisse wat daar is nie. En dis iets wat elkeen van ons moet verstaan in ons lewe. En wat is mooi as ons hier sien as Jesus hier tussen hulle staan. Hier moet ons weet, hierdie disippels wat hier is die wat toe Jesus aan die kruis hang, almal weggehardloop het. Nie een het by hom gebly nie, amper nie een nie, daar was daarom een wat bly staan het voor die kruis, maar die meeste het weggehardloop. En wat doen Jesus? Jesus kom nie en hy sê vir hulle, waar was julle toe ek gekruisig is? Hoekom het julle nie by my gebly nie? Hoekom was julle so bang? Hoekom twyfel julle so? Nee, wat doen Jesus? Hy kom en hy sê vrede vir julle. En daardie vrede vir julle wat Jesus hier sit, is nie net 'n groet nie. Dis die vrug van die kruis wat Jesus hier aan hulle kom wys. Dis die versoening wat ons daar in Romeine 5:1 sien, wat Jesus aan hulle kom wys. Die einde van vyandskap tussen mens en God. Die herstel van verhouding, waar elkeen van hulle weer in 'n verhouding met God kan staan. En dan wys hy sy hande en sy sy vir hulle. En die opgestane Jesus is nie 'n ander Jesus as die een wat aan die kruis gehang het nie. Dis presies dieselfde Jesus wat leef. En hierdie wonde wat hy vir hulle wys is die bewys daarvan dat hy waarlik opgestaan het. En wat hy vir hulle wys dat hierdie vrede wat hy hier vir hulle sê, vrede gee ek vir julle, is 'n vrede wat duur gekoop is met bloed aan die kruis. En dan sê hy iets wat alles verander. Hy sê vir hulle, soos my Vader my gestuur het, so stuur ek ook julle. Want dan sien ons die opstanding is nie net 'n troos nie, dis nie net dat ons kan weet, Jesus leef, ons verlosser leef werklik nie, nee, dit lei tot 'n sending vir elkeen van ons. Die vrede wat ons ontvang, daardie vrede wat jy in jou hart kan hê, omdat Jesus uit die dood opgestaan het, daardie vrede wat jy ontvang as jy die dag kind van God word, as jy hom aanneem, kan jy nie vir jouself hou nie. Hy roep jou om dit uit te gaan dra in die wêreld. En daarom, elkeen van ons, as jy werklik in 'n verhouding met die opgestane Christus leef, dan beteken dit, Jesus het na jou toe gekom toe jy nog gevrees het soos hierdie disippels. En daar waar jy so vrees, het hy ingestap en hy het vir jou vrede gebring. En wanneer jy so gevul is met die vrede van Jesus, dan stuur hy jou uit in 'n wêreld om daardie vrede te gaan deel met 'n stikkende wêreld.
En dan sien ons aan Johannes 20 vers 24 tot 29. Hier sien ons 'n man wat baie van ons mee kan identifiseer in ons lewens. Ons sien vir Thomas. En ons lees in hierdie gedeelte, Thomas was nie daar die eerste keer toe Jesus aan die disippels verskyn het nie. En natuurlik kom Thomas daar en hulle sê vir hom, Thomas, ons het die Here gesien, hy leef. En wat sê Thomas? Thomas sê iets wat baie mense maar baie keer met hulle lewens wys, al sê hulle dit nie hardop nie. Thomas sê, nee, ek sal nie glo nie. Dis nie net twyfel wat hier is nie, daar's by Thomas 'n weerstand. Hy sê, as ek dit nie sien nie, as ek nie self die wonde kan voel nie, as ek nie self my hand in sy sy kan druk nie, sal ek dit nie glo nie. En toe, wat gebeur 8 dae later? Gebeur daar iets merkwaardig. Die disippels is weer daar by mekaar, hulle is nog steeds agtertoe deure, hulle is nog steeds bang, maar hierdie keer is Thomas saam. En dan stap Jesus in. En Jesus weet van Thomas se ongeloof. En net so kan Jesus vanmôre dalk na iemand hier kyk wat nog sit en sê, ek twyfel nog, daar's nog dinge in my lewe wat maak dat ek nie volkome my lewe kan oorgee nie, dat ek nog nie voluit kan glo nie, of dat ek dalk so leef dat ek nie leef soos iemand wat al sy lewe volkome aan Christus toegewy het nie. Daar's nog iets wat my pla dalk, daar's nog iets wat ek nie verstaan nie. Maar wat doen Jesus? Hy weet dit van Thomas. Maar Jesus tree nie op soos ons menslik sou optree nie. Jesus kom by Thomas en hy verwerp hom nie. Hy ignoreer hom nie. Hy ontmoet hom presies daar in sy twyfel. Daar waar Thomas twyfel, kom staan Jesus by hom. En hy sê, Thomas, kom hier, bring jou vinger. Ek weet jy glo nie. Druk jou vinger in my hand. Druk dit in my sy. En dan hierdie woorde wat Jesus vir hom sê, moenie ongelowig wees nie, maar word gelowig. En is dit nie die genade wat daar is, wat Jesus vir elkeen van ons het in ons twyfel nie? Want Jesus ontmoet ons daar in die twyfel soos wat hy vir Thomas ontmoet, maar hy los ons nooit daar nie. Hy roep ons uit, dat ons in geloof sal begin leef. En dan gebeur een van die mooiste belydenisse wat daar seker in die Bybel is, van die oomblik wat Thomas sy hande in Jesus, sy vinger in Jesus se hand druk en hy sien dis sy Here, dan sê hy, my Here en my God. En hier sien ons die hart van ware geloof. Hierdie ongelowige Thomas erken nie net hiermee dat Jesus leef nie, met daardie woorde kom hy en hy bely dit is my Here en my God. Hier sê hy, dis my persoonlike verlosser, hy weet dit nou. Hy's oorgegee en dis nou onvoorwaardelik. Thomas wat gewonder het, wonder nie meer nie. Hy het sy lewe volkome daarmee oorgegee. En dan sê Jesus, wat so vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit is. Want Jesus sê vir Thomas, Thomas, jy het gesien, maar wat van die mense wat glo op grond van net van die getuienis, wat nie gesien het nie. En dan sien ons om in 'n verhouding met die opgestane Jesus te leef, beteken, jy hoef nie alles in jou lewe eers op te los voordat jy na Jesus toe kom nie. Jy hoef nie elke probleem wat jy vanmôre mee sit op te gelos het nie. Jy hoef nie te kom met hierdie sekerheid oor als voor jy na Jesus toe kom nie. Maar as jy na hom toe kom en dit vir hom gee, en jy besef wie Jesus Christus is, dat hy werklik sê, hy is wie hy gesê het hy is, en wat die opstanding vir ons wys, daardie dag verander Jesus jou lewe. Het jy al daar gekom wat jy so jou lewe vir Jesus gegee het?
dat jy hom so vertrou, dat jy jou lewe so volkome aan hom oorgegee het. Dan sien ons daar verder, dat die opstanding is nie die eindpunt nie. Nee, dis die beginpunt. As ons daar sien, Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hierin is die diep waarheid vir elkeen van ons wat hier sit, elkeen wat sê ek is kind van God. As jy Jesus ontmoet, en jy word kind van God, dan stuur hy jou. Want daar is nie iets soos 'n ontmoeting met die lewende Christus, daar waar jy werklik jou lewe oorgee, en jy werklik in hom begin leef, en dat hy jou dan net los daar waar jy was nie. Want kyk op hierdie volgorde, Jesus kom en hy sê vrede vir jou. Dan wys hy vir jou sy wonde, en dan stuur hy jou uit. Want dis hoe hy met hierdie disippels gewerk het. En daarom kan elkeen van ons weet, ons glo nie in God om vrede te kry nie. Of ons werk nie vir God om vrede te kry nie. Nee, ons word gestuur vanuit die vrede wat ek reeds ontvang het, omdat ek weet wie hy is, omdat ek hom het. En dan kom Jesus en hy doen nog iets besonders, hy blaas op hulle. Wanneer Jesus so op hulle blaas, sê hy, ontvang die Heilige Gees. En dit herinner ons daaraan, aan die begin, toe God in die mens asem geblaas het. Dit was die begin van iets nuuts, 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping. En nou is dit, waar Jesus hier blaas, was dit die begin van 'n nuwe volk wat deur die Gees leef. En daar kom dit in die roeping van Jesus, is dis nie net 'n taak nie, dis 'n deelname aan sy sending vir elkeen van ons. Want soos hy ons gestuur het, soos hy gestuur is om na mense te kom, om die waarheid te bring, om te red, so stuur hy nou sy volgelinge. Wanneer hy ernstig vir hulle sê, gaan maak disippels van almal. Maar dan sien ons nog iets wat hier staan wat ernstig is. Ons sien nie dat sondes wat vergewe of gehou word. Maar daardie gedeelte beteken nie ons het die mag om sondes te vergewe of om sondes te hou nie. Dit beteken ons as die draers van die evangelie, ons wat weet dat Jesus werklik opgestaan het, ons wat verkondig dat vergifnis daar is van sonde deur Jesus Christus, op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dit moet ons uitdra en aan elke mens gaan vertel. En ons moet ook die waarsku wat nie daaraan glo nie. En dit bring ons terug by wat ons in hierdie toneelstuk gesien het. Waar hierdie kinders ook vir ons gewys het, waar hulle sê, Jesus sê, gaan maak disippels. Want die leë graf roep ons nie vanmôre net om in verwondering te staan nie. Dit roep elkeen wat hier sit tot gehoorsaamheid. En daarom, om in 'n verhouding met die opgestane Jesus te leef, beteken, jy ontvang sy vrede, en dan leef jy deur sy Gees, en jy word deel van sy sending oor die wêreld. En hierdie sending beteken elke mens wat jy elke dag teekom, moet in jou lewe iets van Jesus Christus sien. Nie net wat jy met jou mond bely nie, maar in jou lewe. Lyk jou lewe so dat jy vanmôre eerlik kan sê, as jy hier uitstap in hierdie week wat verby is, kon mense in jou lewe Jesus Christus sien. Kon hulle in jou optrede sien dat jy kind van God is. Kon hulle sê, ek wil ook iets daarvan hê. Ek wil ook daardie vrede beleef wat daardie persoon het, want hy leef uit Christus. Kom ons gaan terug na hierdie oomblik. Ons het gesien die deure was gesluit. Die kamer is stil. Daai disippels is bang. En dan sonder enige waarskuwing, sonder 'n geraas staan Jesus tussen hulle. En Jesus het gekom, lees ons, en hy het in hulle midde gestaan. Hy klop nie, hy wag nie eers dat hulle saak reg is nie, hulle is nog steeds bang, en hy kom
en hy roep hulle tot geloof. En sy eerste woorde, vrede vir julle, nie oordeel nie, nie veroordeling nie, vrede. En dit is die hart van die evangelie. Dis wat elkeen van ons wat vanmôre hier moet sit, moet hoor. Die een wat gekruisig is, leef. En hy kom nie om jou weg te wys nie. Jesus wys niemand weg nie. Hy kom om jou nader te trek. En dan 8 dae later sien ons daar in haar dieselfde kamer. Dieselfde deure, dieselfde, maar hierdie keer is Thomas daar. Die een wat gesê het, ek sal nie glo nie. En weer kom Jesus en weer sê hy, vrede vir julle. En dan kyk hy vir Thomas, nie met woede nie. Hy kyk met genade. En hy sê vir Thomas, moenie ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas antwoord, my Here, my God. En miskien, as ons so daarna kyk, en die opvoering wat daar was, kan ons sê dit was hulle storie. Maar vanmôre sê ek vir elkeen wat hier sit, dit is nie net hulle storie nie. Hierdie is vanmôre vir elkeen wat hier sit, ook jou oomblik. Want dieselfde Jesus, wat in daardie kamer tussen hulle gestaan het, staan vandag nog te midde van sy mense. Nie sigbaar met die oog nie, maar werklik deur sy gees. En vanmôre staan Jesus, en ons kan weet, hy sê vir elkeen hier, ek ken jou hart. Ek ken jou vrese. Ek ken jou twyfel. Ek ken selfs die deure wat jy toegesluit het. En tog kom hy in. En so elkeen wat vanmôre hier sit, hoor vanmôre weer die woorde van die Here. Vir jou persoonlik, as Jesus vanmôre vir jou sê, vrede vir jou. As hy vir jou sê, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En miskien sit jy vanmôre hier soos een van daardie disippels, jy glo, maar jou lewe wys jy leef nog in vrees. Miskien sit jy vanmôre soos Thomas. Miskien het jy vanmôre nog vrae. Miskien sukkel jy nog om jou lewe volkome aan Jesus oor te gee. Miskien sit jy hier en jy sê dalk vanmôre, ek het nog nooit werklik gesê, hy is my Here, my God nie. Maar vandag staan hier die uitnodiging opnuut vir elkeen hier. Nie net om te weet van Jesus nie. Nie net om te glo die graf is leeg, hy het opgestaan nie. Maar om vanmôre opnuut te erken dat hy jou Here is en dat hy jou God is. Want die dag wat jy dit doen, dan verander alles in jou lewe. Nie wanneer jy alles verstaan nie, nie wanneer jy perfek is nie, maar wanneer jy jou lewe in geloof oorgee aan hom. Ek wil vanmôre elkeen wat hier sit weer uitnooi. Net hier waar jy sit. Kyk vanmôre na jou eie lewe. Moenie vanmôre by hierdie deure uitstap soos jy ingestap het nie. Maak dit vanmôre opnuut persoonlik. Sê vanmôre opnuut in jou hart. Miskien sê jy vir my, ek het dit al baie in my lewe gedoen. Ek dien die Here. Of miskien sit jy vanmôre en jy sê, ek het nog nooit my lewe werklik oorgegee nie. Hoe dit ook al sy. Kom vanmôre en sê vanmôre daar waar jy sit in jou hart. Here Jesus, ek glo U leef. Ek hoor U stem. Ek gee vanmôre my vrese vir U. Ek gee vanmôre my twyfel vir U.
Wees U my Here en wees U my God. Want soos ons vanmôre gesien het, die graf is leeg. Christus leef. En hy staan vanmôre hier by jou. Maar die vraag is vanmôre, wat gaan jy hom vanmôre antwoord? Ek gaan net so voor ek vir ons met 'n gebed afsluit. Gaan ek vir almal hier so 'n minuut gee om net stil te word voor die Here. En dink vanmôre opnuut, hoe lyk jou lewe? Is jy werklik daar waar jy glo die graf is leeg? Is jy werklik daar dat jy glo Jesus Christus is jou verlosser, jou saligmaker, jou Here, dat hy al jou sondes vergewe het, dat hy jou nuut gemaak het, dat jy vanmôre ook kan sê, my Here en my God. Elkeen wat hier sit, weet hoe sy verhouding met God lyk. Niemand anders kan dit weet nie. Jy kan dit net self weet. Ek gaan 'n oomblik gee en ek gaan vra, word werklik vanmôre stil voor die Here. En kyk weer, hoe lyk jou verhouding met die Here? Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre voor U mag stil word. Here, wat 'n voorreg dat ons vanmôre weer kon sien hoe die kinders kom en vir ons ook gewys het met hulle toneelstuk, uitgebeeld het, laat ons dit kan sien. Die graf is leeg, Jesus het opgestaan, hy leef. Here, dankie dat ons vanmôre kan kom. En soos ons uit hierdie skrifgedeelte gesien het, Thomas wat nie geglo het nie, Thomas wat getwyfel het. Maar Here, dat U hom nie weggestoot het in sy twyfel nie. Dat ons vanmôre elkeen kan weet, ons kan ook met ons twyfel na U toe kom. Ja, Here, dat U ons roep. Dankie Here, dat ons kan weet, U staan vanmôre opnuut en sê vrede vir julle. En Here, my gebed is dat elkeen van ons vanmôre werklik opnuut weer hier vanmôre ons lewens aan U sal oorgee, Here, dat ons opnuut sal sê, hier is ek, Here. U is my Here, U is my God, ek gee my hele lewe aan U oor, ek vertrou U met alles. Ek kom met my twyfel, ek kom met my vrees, ek kom met al die dinge wat nog skeiding maak tussen my en U, en ek sê dankie Here dat U my kom vat net soos ek is. Maar dankie Here dat U my nie daar los nie, maar dat U kom en my kom verander. En daarom is my gebed vanmôre Here dat U elkeen van ons wat hier is werklik sal aanraak. Dat U sal gee dat ons so gevul sal wees met U Gees. Ons sien hoe U Gees oor die disippels, oor hulle geblaas het en hulle vervul was met die Heilige Gees. Dis my gebed, Here, dat U elkeen van ons so sal vul, dat ons so vol van die Gees sal wees, dat ons sal gaan uitgaan in hierdie wêreld en sal gaan leef, waar ons daardie volheid van U wat in ons kom, Here, daardie liefde, daardie genade so sal besef, dat ons dit sal laat ons sal laat stroom, dat mense wat ons teekom, Jesus Christus in ons lewens sal sien. Ja, Here, dat ons nie in ons eie krag nie, maar in die krag van U wat in ons leef, sal uitgaan en 'n verskillende wêreld sal gaan maak.
Maar Here, gee U dat elkeen wat vanmôre hier is, as daar iemand is wat nog nie op die punt gekom het om te sê, my Here, my God, om hulle lewens oor te gee nie, dat hulle nie vanmôre hier sal uitstap sonder om dit te doen nie. En Here, vir elkeen van ons wat dit al gedoen het, laat ons vanmôre net weer opnuut sal kom en sal sê, ja Here, U is my Here en U is my God. Lei U my, dra U my, gee dat ek my lewe sal leef en dat ek sal gaan en gehoorsaam sal wees daar waar U my stuur. Wees U so met elkeen, Here, vul U elkeen met U Gees, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die eer, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Mag ons almal vanmôre hier uitstap, so gevul met die Gees van die Here, dat ons sal vra dat die Here ons sal vul, dat die Here ons sal kom en sal gee, dat elkeen vanmôre opreg sal sê, my Here en my God, dat ons lewens so volkome aan U sal oorgee, en dat elke mens wat na ons sal kyk, Jesus Christus in ons sal sien, en dat ons so die evangelie sal uitdra, nie net met ons woorde nie, maar met ons lewens, dat die liefde van God uit ons sal straal elke dag, en dat ons in afhanklikheid van Hom sal begin leef, in gehoorsaamheid sal begin leef. Hemelse Vader, my gebed is, dat U elkeen vanmôre sal aanraak met die Gees, dat U elkeen hier sal uitstuur, Here, om te leef soos iemand wat waarlik sê, my Here en my God, ek vertrou my hele lewe aan U. Ja, Here, kom U, gebruik U elkeen van ons, maak ons gehoorsaam, dat die wêreld kan sien, dat ons waarlik glo, ons verlosser leef, en hy staan in ons midde, en hy dra ons elke dag. Here, gee dat elkeen hier U nabyheid sal beleef,
hy daardie krag sal begin leef. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Almal word genooi vir 'n lekker koppie koffie daar bo in die saal. So asseblief moenie net ry nie, kom geniet saam 'n koppie koffie.